ons nooi julle regtig daarna en vra dat julle asseblief daarvan gebruik sal maak. Ons gaan ook dan nou binnekort vir Herman vra om vorentoe te kom om vir ons te bid, en hy gaan spesifiek vir ons voorbidding doen vir die skole en die leerkragte wat hierdie week hulle werk hervat, en ook vir die jeugwerk van ons gemeente, want eerskomende Vrydag aand begin ons ook met die Glory Kids, en dan oor die volgende Vrydag aand is dit die Friday Night Youth. So voordat Herman vorentoe kom, Herman, jy kan al die mikrofoon kom kry, maar voordat hy vir ons die gebed doen, gaan ons dan net gou kyk na 'n video van die Glory Kids vir uitnodiging vir ons kinders vir na die tyd. Kom ons kyk gou daai video asseblief. Hi there, my name's Keegan and I run the Glory Kids program at Deo Gloria, and I've just come here today and I really want to show you guys what we've been up to. So sit back and relax, and we're going to watch a few clips about all the awesome things that we've gotten up to in the last few years. Weary and sick with sin, and on his shoulders brought me back to his fold again. While angels in his presence sang until the courts of heaven rise. Oh, the love that sought me. Oh, the blood that bought me. Oh, the grace that brought me to the fold of God. Grace that brought me to. Whoa, that was so cool. Now we're going to watch some interviews done by some of the Glory Kids about all awesome things that they've learned about and what they've done and their favourite memories that they've had. Learned about trust, and you learned, yes, and faith. You learned about faith. I've learned that Noah built an ark while he was looking at a rock, even when they having fun. Faith. God. The rainbow song. That I get to have fun, and then about God because it's so fun. To play. To some games. Play games. Put broccoli in our face to touch the sweets. Yeah, that was cool. That was cool when we had the glow party, and the lesson was like stand out and show your light to everyone. The holiday program, we could go in there and it was like pretty cool. That sounded so cool. Well, I'm so excited to invite you guys. This Friday is the next Glory Kids. So, grab your friends and come along, and we're going to have an awesome time. And we're going to start looking at prayer and actually. So please, if you're anywhere in the primary school age, like 8th range, please come and join us at Glory Kids. It will be at Diamond Port in Leeming and Surrey. Nou ja, toe. Dit is duidelik dat die oukies baie pret het daarso. En jy weet, hy hoef nie so groot te wees om 'n student te wees nie. Ek is ook nog 'n student en in die laaste pylvak. En as ek nou klaar maak oor 'n maand of 2, dit sal ek op toe gaan nie. Julle moenie worry nie. Julle kan my sommer net meester Herman doen daarna. maar dit is duidelik dat hierdie oukies baie pret het daarso en hulle leer van die Here, hulle leer om saam te werk, hulle leer om te deel. En wat die jeugwerk betref, is dit goeie werk wat daar gedoen word. Maar die kinders gaan volgende week terug skool toe.
En van die studente dink ek het al hierdie week gegaan en ander gaan volgende week. En laat ons net gesamentlike gebed doen vir daai twee groepe. Ek dink as ek so kyk en ek vra vir julle om hande op te steek, wie van julle het nog kinders op skool? Dis omtrent almal. En wie van julle het kinders universiteit? Dan is dit seker die ander helfte van julle. Ek het ook nog een. So ons is 'n gemeenskap wat Engelse woord interwoven is met studies, met studente en met leerlinge oor die algemeen. En daarom is dit 'n teikengroep. Kom ons bid. Dierbare Here, ons kan sien dat om te leer is baie keer pret. En dit verryk ons ook en dit maak van ons mense en hopelik beter mense ook. En dit gee vir ons die geleentheid om dit wat ons gedeel het om ons lewens toe te pas en daarmee saam, Here, ook iets te kan beteken op die lange duur. Maar Here, ons woon in 'n land waar Christus en godsdienst nie in alle instansies selfs toegelaat word nie. Maar Here, dit verhoed ons nie om vir hulle te bid nie. En daarom, Here, wil ons vanmôre begin heel onder by die heel kleintjies wat in die laagste standaards is en die gestel word deur hulle onderwysers en onderwyseresse en die mense wat in beheer is, vir hulle van so 'n aard sal wees dat dit hulle die onderrig wat hulle by hulle huise kry sal versterk. En Here, die groter kindertjies in die laerskole en dan die manne en die dametjies in die hoërskool. Here, dit is die vormingsjare waar hulle gevorm word in die rigting wat hulle in hulle lewens gaan volg, afgesien van die akademiese onderrig, maar ook die sosiale en die kulturele interaksie wat hulle daar kry. En daar wil ons bid, Here, dat ons jong mense hulle sal omring met vriende en dat hulle ore sal uitleen aan die ouer persone wat woorde van wysheid en waarheid praat en nie net al die plesiere van die wêreld nie. Here, ons weet dit is ook daar en dit is soms ook nodig. Maar Here, dat hulle sal fokus hou en daar waar hulle in instansies is, Here, waar u woord wel verkondig word of dan andersins in instansies waar dit nie verkondig word nie, maar waar hulle dit nog steeds onder mekaar kan doen. Wil ons vir hulle bid vir versterking, dat hulle nie sal skaam wees vir u woord en vir u naam nie, Here, want ons is nie en ons hoef nie te wees nie. En Here, dan ons studente wat op universiteite is, Here, ons weet, dit is so die Engelsman sê, a challenging environment, waar hulle blootgestel word in elke ding, wat nie noodwendig goddelik is nie, maar Here, waar die akademiese wêreld en die leerstellinge van die wêreld so oorweldigend invloed het, dat dit baie keer goddelike logika oorskry en verdof, net om 'n ding op die aardse en die wêreldse manier aan hulle te kan verduidelik. Daar bid ons, Here, dat ons studente die teenwoordigheid van die Gees sal hê om te onderskei, die dinge te beproef, Here, maar behou dit wat goed is en dit wat uit die woord uitkom. En Here, dan in die laaste instansie vir die leerkragte, die onderwysers en die lektore. Here, wil ons bid dat hulle in staat sal wees om die waarheid aan ons kinders en ons studente oor te dra. Here, die waarheid nie net in terme van wat in die boeke staan nie, maar dit ook met 'n goddelike inslag aan ons kinders oorgedra sal kan word. En dat die waarheid, dit wat u vir ons bedoel het, dan ook daardeur na vore sal kom. En Here, ja, ons weet dat nie alle leerkragte is Christene nie, en daarom, Here, is dit vir ons so belangrik dat ons kinders wat uit hierdie familie uit voortgaan na daardie instansies toe, wel hulle lig sal kan uitdra in die wêreld. En Here, ons bid vir hulle vir krag en versterking wat dit betref. En Here, dan ons jeugwerk wat in hierdie kwartaal voortgesit word,
Here, daar bid ons ook vir jong manne soos Keegan en ander wat hulle kan bring om die voorbeeld te gee en die leiding te neem onder daai groepe. Here, ons bid vir hulle dat hulle dit sal geniet, dat hulle baie pret sal hê, maar dat hulle in die proses ook sal leer van die glorie van God en dit wat dit in hulle eie lewens kan beteken. En dan daarmee, Here, vra ons ook vir ons selgroepe wat by mekaar kom en wat hierdie kwartaal weer voortgaan. Here, dat U daar ook U lig sal laat skyn en die groei sal laat plaasvind. Ons vra dit alles in die wonderlike naam van ons Here en Jesus Christus. Amen. Baie dankie Herman. Geliefdes, kom ons wat so bevoorreg is om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Kom ons verenig nou in gesamentlike sang en aanbidding as ons 'n paar liedere saam sing. En die eerste lied wat ons sing is Bring om hulde, en dan gaan dit daarna vanaf oor na alles vir my en hoe groot is ons God. Kom ons staan en kom ons verheerlik die Here wat ons vanoggend hierso saam snoer. En oor die bose mag finaal getriomfeer. Die poorte van die doderyk is uit mekaar geskeur, en die leë graf verkondig steeds hy alleen regeer. Bring hom hulde, bring hom hulde, bring hom Here, bring hom Here, bring hom hulde, Here, lof en majesteit. Soos in die hemele, so ook op die aarde, aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid. Aan die kruis het hy die vyand uitgekleed, en oor die bose mag finaal getriomfeer. Die poorte die dood uit mekaar geskeur, en die leë graf verkondig steeds hy alleen regeer. Bring hom hulde, bring hom hulde, bring hom Here, bring hom Here, bring hom hulde, Here, lof en majesteit. Soos in die hemele, so ook op die aarde, aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid. Aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid. Ek staan vandag soos duisende voor my. Het 'n vuur hier in my hart voor U. Deur al die eeue heen is U naam besing. Saam met engele wil ek ook nou iets bring. My woorde is min, maar hier moet ek begin, want U
al wil twyfel die geloof in my kom smoor. Solank as wat ek lief sal ek u prys, tot die dag wat ek ook veilig by u is. My woorde is min, maar hier moet ek begin, want u is alles vir my. U is die lied hier op my lippe, u is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, u is my einde, u is my weg, u is my lewe. U is alles vir my en u is genoeg. Groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien hoe groot is ons God. Groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien hoe groot is ons God. Naam bo elke naam, waardig is die Lam, en my hart sal sing hoe groot is ons God. Naam bo elke naam, waardig is die Lam, en my hart sal sing hoe groot is ons God. Alles vir my, u is die lied hier op my lippe, u is die naam wat ek bely. U is alles vir my, u is my begin, u is my einde, u is my weg, u is my lewe. U is alles vir my en u is genoeg. Kan maar sit dan. Ja, dierbare Here, u is alles vir ons. En u is vir ons genoeg. En die vraag vanoggend is dit regtig so? Is dit hoe ons lewens is? U is so groot, Here. U is die begin en die einde, die een wat is en die een wat was en die een wat altyd sal wees. Maar hoe groot is u in ons lewens? Dankie dat ons by die begin van hierdie diens, of hier waar ons nou is, vir u kan kom sê, dankie Here, dat u ons nie uitgewis het uit hierdie wêreld uit nie. Want Here, die sonde rondom ons is so groot en ons eie sonde is so groot. U kon ook met ons gedoen het wat u in Moses en Noag se tyd gedoen het. En nou bid ons Here, en ons kom sê vir u dankie.
Dankie vir u genade en vir die liefde. Dankie vir nog geleenthede. Dankie vir vanoggend. En ons gebed is dat u ons ontmoet en met ons sal praat en ons die moed sal gee om opreg te antwoord. In die naam van Jesus. Amen. Geliefdes, die vraag vanoggend dan, hoeveel is jy bereid om op te offer vir die koninkryk? Ons gaan kyk na daardie 3 kort gelykenisse, ek weet nie mense dit sê nie, maar klein gelykenisse aan die einde van Matteus 13 en hoe Jesus die uitnemende waarde van die koninkryk verduidelik. Ek lees die eerste 2 van vers 44 tot by vers 46. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat. Nou voor ek verder lees, as 'n mens nou die hoofstuk nou al van die begin af gelees het, daar waar Jesus begin vertel het van die saaier, dan kom 'n mens agter dat dit is Jesus wat hier in die woord is. En hy sê, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in die saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe, en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en koop daardie land. Vers 45, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar, wat op soek is na goeie parels. As hy 'n baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het, en koop die parel. Nou eintlik is dit mos nou hierdie naweek 'n lang naweek. Nou die kinders sal dalk vir my kan sê wat 'n lang naweek is dit. Wie wil 'n kans vat? OK, maar ek weet wat dit is. Dis die viering van Anzac Day. En vir die algemene publiek in hierdie land is hierdie naweek baie belangrik. Ek het self gesien die afgelope week was daar omtrent elke aand 'n gedenkdiens in Kings Park gehou vir mense wat omtrent 100 jaar gelede bereid was om hulle lewens op te offer vir die Verenigde Koninkryk en vir 'n westerse leefstyl. Gevolg van hierdie Anzac oorlog of die Anzac betrokkenheid by die oorlog was dat daar 'n stuk patriotisme ontstaan het wat nou nog steeds die Australiërs se lewens kenmerk. Julle sal sien as julle die televisie aansit môreoggend hier van 5:45 af, al sou dit reën, gaan daar nog steeds duisende mense wees wat daardie Anzac Dawn service gaan bywoon. En dis nie verkeerd nie, maar wat ek wil hê is ons moet besef is die oorsprong daarvan was mense wat bereid was om hulle lewens op te offer vir 'n wêreldse moondheid, vir 'n verenigde koninkryk. Nou hierdie Anzac soldate se lewens het gepaard gegaan met groot opofferings. Ons het onlangs 'n video gekry van die verteenwoordiger van die Bybelgenootskap oor the Bullet in the Bible. Ek dink julle het al gehoor daarvan. Daar's ook sulke pamfletjies. Waar het ek nou myne gesit? Daar's ook sulke pamfletjies te kry hierso op die tafel. En daar word veral verwys na Luitenant Jenkins. Hy was 'n teologiese student by 'n teologiese college en toe die Britse koninkryk nou vra vir mense om die wapens op te neem, en hy besluit hy gaan sy teologiese studies los en hy gaan weermag toe. En hy het groot werk gedoen daarso in Gallipoli. Hy het onder andere is hy die persoon wat julle al van tevore van gehoor het, wat tydens 'n skermutseling het een van die opslagkoels hom op die bors getref. Maar hy het oorleef omdat sy gebruik was om sy Bybelboekie, sy Bybeltjie, sakbybeltjie in sy sak te dra elke dag. En die Bybelse koel het dwars deur gegaan. Die Bybel is agterste voor hom. En dit het dwars deur gegaan, maar ek dink iewers by Johannes of so, ek het die storie sê julle hierso lees, het die koel gestop en sy lewe is gespaar. Hy is wel later aan nou verskuif na Frankryk toe waar hy uiteindelik oorlede is. Maar die feit bly staan dat hierdie mense, as 'n mens daardie video kyk, sien 'n mens wat se opofferings hierdie mense deurgestaan het. Daar is ook die verhaal en ons gaan dit terloops,
Ons gaan, Jan is besig om vir ons so 'n ding op te stel met die samewerking van die Bybelgenootskap. Ons gaan sulke rekenaarstasies hê by die bazaar waar mense dit kan sien. Daar was ook die verhaal van in die Boereoorlog, die Anglo-Boereoorlog van die Suid-Afrikaanse soldaat wat dodelik gewond is, en sy laaste paar oomblikke het een van die Australiese soldate wat saam natuurlik nou aan die Britse kant was, by hom afgekom en hulle het die wapens opgetel en hy het gesien hierdie man lewe nog en hy het by hom gaan sit en met sy laaste water vir hom water gegee terwyl hy sterf. En die Suid-Afrikaner was so beïndruk met hierdie vyandige persoon se liefdevolle lewe. Dis mos nou presies wat ons leer in die bergrede, is dit nie so nie? Dat hy vir hom 'n Hollandse State-Bybel gegee het en gesê het, sorg asseblief dat dit by iemand uitkom wat dit sal gebruik. Nou kan jy glo dat jy in daai oorlog daardie groote Bybel saamdra. Baie opofferings wat mense gedoen het tydens oorloë en dit was vir 'n aardse koninkryk. Daar word vertel dat in die tyd van die Eerste Wêreldoorlog toe die Anzac magte gegaan het, dat omtrent 25% van die Australiese bevolking aktief by die kerke betrokke was. Maar hoe geweldig baie gemeentes geknou is, deurdat duisende van hulle nie teruggekom het nie. En dit het 'n impak gehad. Hulle verlies het 'n impak gehad op plaaslike gemeentes. Maar hulle het gaan sterf vir 'n wêreldse moondheid. Wanneer mense egter gevra word om vir die koninkryk op te offer, dan is dit asof mense retireer. Dan word mense afgeskrik. En dis presies waarvan Matteus vertel in Matteus 19, as hy die boodskap of die geskiedenis van die ryk jong man daar sou uitbeeld. Die ryk jong man wat so baie besit het, maar wat nie bereid was om sy bates op te offer vir die koninkryk nie en toe bedruk weggegaan het. Ek het gedink ek wil daardie storie graag vir julle lees volgens die boodskapvertaling. Kom ons luister na Matteus 10 vanaf vers 16. Op 'n dag het 'n jong man vir Jesus kom sê: "Goeie leermeester, u praat so baie oor die nuwe lewe, oor die nuwe wêreld. Ek wil ook bitter graag 'n plek daar kry. Sê my, watter goeie dinge moet ek doen sodat ek vir altyd daar kan gaan bly?" "Vir wat spreek jy my hier voor almal aan as goeie leermeester?" vra Jesus hom. "Jy weet mos dat daar net een is wat regtig goed is, God. Maar nou ja, skoning, laat ek jou vraag beantwoord. As jy vir altyd in God se nuwe wêreld wil bly, moet jy sy voorskrifte gehoorsaam. So eenvoudig is dit." "Watter voorskrifte?" het die man gevra. "Die volgende," antwoord Jesus. "Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie met iemand buite jou huwelik 'n seksuele verhouding hê nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie leuns vertel nie. Jy moet respek vir jou pa en jou ma hê. En jy moet soveel vir jou medemens omgee as vir jouself." "Ag, wat? Ek doen daardie dinge al van kleins af," sê die jong man toe. "Miskien is daar nog so ietsie ekstra, klein ietsie ekstra, wat ek dalk kan doen, net om 100% seker te maak dat ek by God sal uitkom. Sê my asseblief." Hierop sê Jesus: "Nou goed, as jy God se voorskrifte 100% wil hou, moet jy al jou besittings verkoop. Gee dan al daardie geld vir die armes. Los alles waarmee jy besig is en word een van my volgelinge. As jy dit alles doen, het jy vir jouself 'n kosbare skat in die hemel bymekaar gemaak. Dan sal jy definitief 'n plek in God se nuwe wêreld kry." Jesus se woorde het hierdie jong man baie omgekrap. Dit was die laaste woorde wat hy wou hoor, want hy was skatryk. Hy was nie van plan om sy besittings aan sy familie en die armes uit te deel. Die jong man het toe dikmand omgedraai en weggestap. Terwyl Jesus die man agterna kyk, sê hy vir sy disippels: "Sien julle,
Dit is glad nie maklik vir iemand wat ryk is om 'n plek in God se wêreld te kry nie. Dit is selfs vir 'n groot kameel makliker om deur die klein gaatjie van 'n naald te stap, as wat dit vir 'n ryk persoon is, om in God se nuwe wêreld te kom. Jesus se woorde het die disippels se voete onder hulle uitgeslaan. Die eis om alles te gee. Ons het dit nou gesing, alles vir U. En daardie ryk jong man het dit ook gesing, want hy het geglo sy lewe draai oor die Here. Maar nou wys die Here vir hom, sy lewe draai oor homself. Ek het hulle verwys net nou na Luitenant Jenkins, en die feit dat hy sy lewe gegee het, omdat hy deelgeneem het aan 'n oorlog vir 'n wêreldse moondheid. Julle moet nie daarmee dink dat hy sy lewe weggegooi het. Die video wys dit baie duidelik dat hierdie man 'n toegewyde kind van die Here was. Hy het juis daardie uitdaging gaan aanvaar om sy geloof daar te gaan uitleef. So, hy het gesterf in die Here. Maar saam met hom, rondom hom, het daar baie mense gesterf sonder die Here. Want 'n mens sterf eers saam met die Here. As jy bereid is om jou alles, regtig alles, vir die Here te gee en op te offer. En daarom dat ons die vraag vanoggend vir onsself vra. Hoeveel is jy bereid om te gee? Wat is die koninkryk vir jou werd? Jy mag dalk nie 'n miljonair wees nie, maar jy dalk al jare lank is jy 'n Christen soos die ryk jong man, of miskien iemand wat nog meer toegewyd is. Jy is dalk talentvol in sport, en jy het baie goeie verhoudinge met die mense by die sportklub. Of jy het dalk 'n lekker werk wat vir jou baie vrye tyd gee. Maar het jy al die koninkryk in besit geneem? En het jy al daardie kosbarehede al vir die Here gegee, dat hy daarmee moet maak wat hy wil? Of is daar nog iets wat jy terughou? En Jesus gee juis hierdie eerste 2 gelykenisse om ons te help om te verstaan wat dit beteken om die koninkryk in besit te neem. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, letterlik per toeval, of in die loop van die lewe, maak hy dit weer toe, en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy daai baie waardevolle parel raakloop, dan gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop die parel, want hy weet, nou het hy, soos ons sal sê, die ultimate thing. Hierdie 2 gelykenisse het 'n paar ooreenkomste wat een saak baie duidelik wil uitlig, geliefdes. En dit is, jy moet bereid wees om 'n prys te betaal, om op te offer, om die koninkryk te kan verkry. In al 2 gelykenisse is daar 3 hoofpunte, by al 2 van hulle. Naamlik, die koninkryk is iets wat baie kosbaar is, baie hoë waarde het. In die tweede plek, die koninkryk is iets wat onverwags gevind word. En in die derde plek, jy moet 'n menslik onmoontlike waagstuk aangaan om die koninkryk te verkry. Menslik onmoontlik, daarom dat die Here deur sy Gees vir ons daarin help. So die eerste ding wat belangrik is wat die Here vir ons hierso wys is, die koninkryk is iets van onskatbare hoë waarde. So kom ons sê weer vir mekaar, wat is hierdie koninkryk? Waaruit bestaan dit? En weet julle, dit gaan nou vir julle snaaks klink, maar die beste manier om dit te beskryf is, dit is die som totaal van al die genadegawes wat God vir ons gee. As jy al die goeie goed is wat die Here vir jou gee en vir die mensdom gee bymekaar sit, dit is die koninkryk. En daarom is dit so kosbaar. En daarom vergelyk Jesus dit hierso met 'n parel. Maar nou moet ons een ding onthou, daar word eintlik nie in die Ou Testament van 'n parel gepraat nie. Parels
was nie juis in die Jode se leefwêreld belangrik nie. Hulle het dit glad nie hoog geskat nie. Nou verstaan julle hoekom Jesus vir hulle sê moenie julle parels voor die varke gooi nie. Hulle het dit maklik gedoen. Hulle het nie regtig die waarde van parels besef nie. En miskien wil Jesus tussen die lyne vir hulle ook sê, weet julle, julle besef ook nie die waarde van die Messias nie, en alvorens julle nie regtig vir my die Messias leer ken en aanvaar vir wie ek is nie, gaan julle dalk ook nie die waarde van die koninkryk begryp nie. Is asof hulle die koninkryk gering ag, omdat hulle net nie besef hoe kosbaar dit is. Maar die feit bly staan, die koninkryk het onskatbare hoë waarde. Want die koninkryk het ons by 'n ander keer ook gesê, is God se domein. Dit is waar God in beheer is. Daar's nie 'n veiliger plek om te wees nie. In die tweede plek, hierdie koninkryk is iets wat onverwags gevind word. As 'n mens na hierdie twee verhale kyk, dan sien ons dat albei van hulle dit in die loop van hulle lewe gekry het. Nou as jy nou dink aan jou ontvangs of ontdekking van die koninkryk, hoe het dit by jou gebeur? Was dit nie maar ook onverwags nie? Kom ons kyk gou na die eerste persoon. Die eerste ene wat vertel word van, is die man wat ploeg. Nee, wag. Die man wat ploeg. En hy is besig met sy dagwerk, en hy ploeg en skielik stamp sy ploeg teen iets vas, en dink, ag, tog, nou gaan ek weer sukkel. En toe hy nou daar so oopgraaf, toe sien hy, maar dis iets anders, hierdie is nou nie 'n klip wat ek nou uit die pad uit moet kry, want ek kan nie skeef ploeg nie. Hierdie is 'n skatkis. En toe hy dit oopmaak, toe sien hy 'n skat, wat hy, sy oë kan dit nie glo nie. Daarom vertel die Bybel van die vreugde van hierdie man. Die Bybel sê hy was baie in sy skik. Ander Bybelvertaling sê hy was baie bly, want hy het 'n skat gekry. Nou in die Joodse tyd, as jy iets raak geloop het, dan was dit joune. Maar om seker te maak dat dit regtig syne is, het hy besluit, hy gaan vir niemand sê, en hy krap dit toe. Hy gaan daai grond koop, dan kan niemand hierdie skat van hom vat nie. Maar hy was 'n dagloner, vermoed ons. Hy was nie 'n miljonair wat geploeg het nie. Die miljonair sou ons mense gehuur het, dis ons die Bybel ken. So hy was een van daai gehuurdes. Hy kon nie bekostig om my grond te koop nie, met sy salaris nie. Maar hy het besluit, ek gaan alles wat ek het, omsit in geld, maar hierdie kans wil ek nie verloor nie. Onverwags, maar hy is bereid om alles prys te gee, om hierdie kans nie te verbeur. Die tweede persoon was nou eintlik teenoorgestelde. Dit is die juwelier of parelhandelaar wat so rond beweeg en hy soek by ander handelaars beter goed as wat hy het. En dan kom hy af op hierdie parel wat net alle ander parels oortref. En hy besef wat die waarde hiervan is. Hy weet die Jode besef dalk nie die waarde, maar hy weet wat die waarde van hierdie parel. En so het jy ook iewers in jou lewe met die koninkryk te doen gekry, saam met jou maats, en het iets by jou warm geklop wat nog nie by hulle gebeur het. Is ek reg? Hy besef, hierdie parel moet ek hê. En dan doen hy presies dieselfde as die vorige persoon. Die vorige een het dit onverwags gekry, nie gesoek daarvoor nie. Hierdie kry dit onverwags, maar het gesoek daarvoor. Maar albei se reaksie is identies. Gaan verkoop alles om hierdie skat, hierdie parel te kan bekom. En dis die vraag, hoe was dit by jou geval? Dink 'n bietjie. Daarom dat Jesus hierdie gelykenisse vertel, want hy wil hê ons moet besef, die koninkryk is altyd teenwoordig. Dit is daar. Dit is te vind. Dis te vind in Jesus Christus. In jou alledaagse lewe, as jy terugdink, was daar tye wat dit onverwags gekom het,
maar wat jy voor 'n lewenskeuse gekom het. En die vraag is of jy saam met Dawid kan sê, daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U. Derde saak van hierdie wat hierdie gelykenisse mee ooreenstem is, jy moet 'n menslik onmoontlike waagstuk aangaan om die koninkryk te verkry. Beteken nie, dit kan nie gebeur nie. Dit beteken net, dit is nie so eenvoudig, dit is nie so menslik nie. Dit is 'n goddelike oomblik. Want die oomblik van ontdekking is die oomblik van lotsbeslissing. Toe die eerste ene die skat in die saailand gekry het, en toe die tweede ene die parel raak geloop het hulle dit nie dadelik gehad nie. Dit was nog net 'n belofte dat dit beskikbaar is. Daar moes eers iets gebeur voor hulle dit kon besit. Wat moes gebeur is, hulle moes 'n wilsbesluit neem om dit te wil hê en deur die geloof te besluit, maar ek gaan alles gee daarvoor sodat ek dit nie sal mis nie. En hierdie eis is nie vreemd aan die kerk van Jesus nie. Is dit nie so nie? Duidelik toe ons net oor die storie van die ryk jong man gelees het. Hy kon net nie hierdie laaste stap doen nie. Hy kon nie die koninkryk en sy onbeskryflike waarde kry nie, of laat ek dit so stel, hy kon dit kry, maar hy kon dit nie regtig vat nie, want hy moes te veel prys gee in sy oë. Hy het te klein gedink oor God en te groot oor sy situasie. En Jesus het by daai gelykenis beklemtoon hoe dat God elke mens wat wel bereid is om op te offer vir die koninkryk sal beloon. As hy sê, dit verseker ek julle, elkeen wat ter wille van my naam afsien van huise of broers of susters of vader of moeder of kinders of grond, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe as 'n erfenis. Maar baie wat eerste is, sal laaste is eerste. Hierdie ryk jong man was eerste, maar in terme van wat Jesus sê, sy laaste. Daardie dagloner wat gewerk het in die ploegland was laaste, maar in God se oë eerste, want hy bereid was om alles op te offer om hierdie skat te ontvang. Maar daardie alles opoffer, dink jy weer terug aan die parelhandelaar en die man, die dagloner in die veld. Is dit nie waar nie? Daar was 'n oomblik in hulle lewens wat hulle niks besit het nie. Daardie oomblik van tussenskatte wil ek amper sê. Die verkoop van die goed en die toeëiening van die belofte. Is 'n oomblik van niks besit. Maar daardie oomblik van niks besit is in die hande van die Here. Dit is geloof. Iemand het eendag gesê, faith is a leap from the dark, a leap into the light, from the dark into the light. Geloof vra dat 'n mens letterlik jou op God verlaat, en dan ontvang jy die rykdom van sy koninkryk. En daarom gaan dit in hierdie gelykenisse dalk om meer as net die uitnemende waarde van die koninkryk. Gaan dit eintlik hierso oor die eis wat Jesus stel om bereid te wees om alles op die spel te plaas om nie die hemelse koninkryk te mis nie. En dis waarom ons in die tweede semester as gemeente beleef God gaan behandel. Juis om te leer hoe om dit te doen. Hoe plaas 'n mens alles op die spel en beleef God se genade. Maar die vraag vanoggend is, hoeveel is hierdie koninkryk vir jou werd? Sien jy die skat daarvan raak, die uitnemende waarde? Of het ons juis so min van die skatte van die koninkryk
omdat ons hande so vol is van goed waaraan ons verbeter vashou en waarmee ons besig is, maar wat God nie regtig as waardevol ag. En daarom hierdie herhalende vraag. Hoeveel is die koninkryk vir jou werd? Wat is jy bereid om op te offer vir die koninkryk? Watter offer is vir jou te groot om te betaal? Wat is vir jou nog meer werd as die koninkryk? Interessant dat Jesus nog 'n klein derde gelykenis daarby gesit het. Die gelykenis van die treknet en die visse. Matteus 13 vers 47. Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos met 'n treknet wat in die see gegooi is en allerlei visse vang. As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeies en mandjies bymekaar te maak, maar die onbruikbares gooi hulle weg. So sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegtes skei van die goeies en hulle in die brandende oond gooi. En hulle sal huil en op die tande kners. Hierdie gelykenis wil eintlik maar net die gang van die koninkryk uitbeeld. Dit dui op Jesus se sendingwerk in hierdie wêreld en hoe mense die boodskap ontdek en baie van hulle neem dit aan. Maar in die gang van die koninkryk is almal deel van die proses. Niemand word deur God uitgesonder nie. Hy het gesoel of God die wêreld gehad dat hy sy seun gestuur het. Dis die mense self wat die onderskeid maak en daarom as jy trek net op die land kom, dan is daar visse te onderskei. Daar is goeies en daar is slegtes. Nie met God te doen nie, dit het met hulle keuse te doen. Maar die resultaat is dat die wat sleg is, gaan weggegooi word. Net die goeies gaan behou word. En hier wil Jesus nou nie net wys op mense wat tollenaars en sondaars is nie. Jesus is veral, want in die middel van Matteus 13 het die trant begin wegbeweeg van almal na die disippels toe. En Jesus is veral besig om mense soos Judas en ander te herinner dat daar ook 'n ding so skynheiligheid is. Iets wat 'n mens sien by die ryk jong man. 'n godsdiens sonder 'n verhouding. 'n Skynheiligheid wat ook kan maak dat jy, as dit by die oordeelsdag kom en die engele moet kies, dat jy dit nie kan maak nie. Nie oor jy nie godsdienstige dinge gedoen het nie, maar oor jy nie die saak van die godsdiens, die koning van die konings vir jouself toegeëien het nie, omdat jy nie bereid was om alles prys te gee nie. Daarom het hierdie laaste gelykenis eintlik 'n waarskuwing. Daar kom 'n oordeel. As jy soos die ryk jong man nie bereid is om alles prys te gee nie, dan staan jy die gevaar dat jy as die engele kom met die eindoordeel weggegooi kan word. Want daar sal daar 'n geween en 'n geknars van tande wees, maar dit is te laat. God wil nie beïndruk word nie. God wil geëer word. Die ryk jong man wou met sy lewe vir God beïndruk. Hy wou hom impress. Daarom het hy soveel as moontlik gedoen. Maar God was nie in sy hart nie. Want die eintlike saak, die uitbreiding van die koninkryk, was vir hom bysaak. Sy eintlike saak was die uitbreiding van sy rykdom. En daarom kon hy nie so ver kom om alles prys te gee. Maar Christene wat die koninkryk aanvaar en 'n verhouding met Jesus leef, omdat hulle alles prys gee, sal alles kry. Maar dan moet ons bereid wees om alles prys te gee. Dan kan ons nie voorwaardes hê hoe ons God wil dien. So as ons wil saamvat, wil ek die volgende sê. Die 3 gelykenisse wil vir ons in die eerste plek sê, jy moet bereid wees om die prys te betaal. Die prys van nie my wil nie, u wil, Here. In die tweede plek, moet jy, as ons na die reaksie van die gelykenisse kyk, moet jy besef, dat wie so skat ontdek het, en dit toegeëien het, kan nie met dieselfde bly nie. Al is jy nie 'n ryk mens op aarde nie, as jy die koninkryk het, is jy skatryk, jy's hemelryk, jy's koninkryksryk.
Want God is teenwoordig deur Jesus in hierdie wêreld. En as jy nog saam met Jesus leef, is dit wat anders kan 'n mens wil hê? Niks kan vergelyk word met die ontdek en die besit van die geestelike benefits, as ek dit so kan stel, die geestelike seëninge wat die koninkryk bied nie. Of jy dit nou gesoek het, of jy dit heel toevallig ontdek het, daar's nie iets soos toeval nie. Paulus sê, dit het 'n vreugde wat daaruit voortkom. En dit het 'n implikasie. Wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Daarom het die disippels, toe Jesus hulle roep, alles gelos, die nette en alles, en hom gevolg. En daarom die vraag vanoggend, wat van jou? Het jy al die skat en die parel, hierdie oneindige rykdom, of die oneindigheid van die rykdom raak gesien? Wat het jy gedoen met die koninkryk? Met wie se reaksie vergelyk jou reaksie? Dit van die ryk jong man, amper, maar nog nie? Of dit van die handelaar en die dagloner, wat nie kan ophou glimlag, omdat hulle die geleentheid van hulle lewe aangegryp het, deur die offer van hulle lewe, en gekies het om alles op die spel te plaas, net nie Jesus en sy koninkryk te mis. Jy gaan vandag weer 'n kans kry om te kies. Jy bereid is om alles te gee, sodat jy volgende keer regtig kan sing, alles vir U. Ons gaan nou saam bid. En daarna, die eerste manier hoe jy dit vir die Here kan wys, is met jou dankoffer as 'n gebaar, van dat dit eintlik maar net 'n token is, 'n teken, van dat jy eintlik alles gee. En hy dit weet. En daarna gaan ons afsluit met I surrender, waar jy dit vir die Here erken. Kom ons bid saam. Kom ons dink, geliefdes, watter van hierdie persone beskryf ons lewens die beste? Die ryk jong man, die persoon wat so in sy alledaagse lewe skielik op die koninkryk afgekom het, of die een wat lank gesoek het en dit gevind het? Here, U ken elkeen van ons. U weet wat ons met die koninkryk gemaak het. Al het ons vandag opgeoffer op die lang naweek om kerk toe te kom. U weet wat ons met U koninkryk gemaak het. Maar dankie dat ons vanoggend juis deur die drievoudigheid van die gelykenisse kan weet, U wil juis hê ons moet dit nie mis nie. U het U seun en alles gegee, as ons maar net bereid is om ook ons vir U te gee. En daarom bid ek dat U met elkeen sal wees, as ons ook nou in die res van hierdie diens ons lewe met U uitsorteer. Want ook ons wat U al lank terug aangeneem het, Here, maar so baie wat ons terughou vir onsself. Leer ons om alles vir U te gee, asseblief. In Jesus se naam. Amen. Kom ons wys dit vir Here as ons die Here nou dien met ons liefdegawes. En kom ons luister na daai pragtige lied waar die oproep is, sal U my stuur. Ek wil kom stil word hier by voete. Ek wil kom hoor wat U sal sê. Ek wil kom oopmaak vir U Gees hier. As ek my vrae
voor u kom lê. Want soveel mense sterf sonder Jesus, daar soveel misleiding na die ewige dood, daar soveel oorvloed, selfsug en rykdom, terwyl ander ly in hongersnood. Ek wil dit uitskreeu, wat van die kinders wat die honger en lyding glad nie verstaan, wat van die mense wat stikkend en seer is, wat van die ou mens wat eensaam vergaan. Dankie Here dat ons kan weet. U as Vader het self u eie seun nie terughou. En Jesus, u wat aan God gelyk was, het dit nie beskou as iets waarin u moes vasklim nie, maar u het uself ontledig. En nie net 'n slaaf geword nie, maar ook vir ons kom sterf. Dankie vir elkeen van ons wat hierdie kosbare rykdom van u soenverdienste en 'n lewe saam met u ontdek het en wat dit toegeëien het. Dankie dat ons nou vir u dit kon wys. En ook hulle wat vanoggend vir u kom sê het, maar Here, ek wil daarvan deel wees. Ons eer u daarvoor. Wil u dan nou twee dinge doen asseblief? Wil u hierdie geld gebruik om die koninkryk uit te bou? Maar wil u by ons 'n stuk blydskap in ons lewens bring? Omdat ons so oorstelp is van die skat wat ons deel, dat ons net nie stil bly daaroor en dit nooit weer sal terughou. In Jesus se naam. Amen. Okay, kom ons staan en kom ons sluit af met I Surrender. En dan gaan drink ons lekker tee en geniet die lang naweek saam met mekaar verder. With every thought and every word, with every breath and all that I am, I want to love you.
die seën van die Here en weet dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle sal wees. Amen.